Kom ons maak kennis met 'n paar bilies van die boerejol, voorgestel deur Theo Erasmus. Goeiemiddag van my, Theo Erasmus en produksieregisseur Johan van Zyl. En vanmiddag vir die volgende halfuur gaan ons 'n bietjie gesels oor en met en luister na die musiek van die baie bekende gitaarspeler Ricardo Borman, 'n legende onder ons boeremusikante, en Ricky kon natuurlik heelwat ander soorte musiek ook speel. Nou voor ons 'n bietjie meer oor Ricky self gaan praat, kom ons luister na een van sy heel bekendste nommertjies, Lente Vrolikheid. Lente Vrolikheid soos net Ricardo Borman dit kan uitvoer. Nou Ricky was 'n voorloper in die opsig. Hy het die ou gitaarpiek, soos die mense dit genoem het, geneem en dit na 'n ander vlak gevat, en hy het daarom goue juweeltjies gekomponeer op sy dag. Ricky was die inspirasie vir baie gitaarspelers, plaaslike gitaarspelers. Ek dink maar aan manne soos Hansie Rood en Johan van Vuren ensovoorts. En baie musiekentoesiaste het 'n passie vir gitaarspel ontwikkel, en dit is as gevolg van Ricardo Borman. Dis ook in Suid-Afrika die geval. 'n Suid-Afrikaanse musikant wat reeds vroeg in sy lewe 'n passie vir die gitaar ontwikkel het en baie gedoen het om gitaarspel in Suid-Afrika op te hef, is Ricardo Borman, wat met reg aanspraak kan maak op die titel Suid-Afrika se meneer gitaar. Hierdie gitaarvirtuoos het 'n onderskeidende, volmaakte tegniek ontwikkel en druk op elke nommer wat hy uitvoer sy eie musikale persoonlikheid af. In die hande van hierdie saggeaarde musikant, want Ricky het ek persoonlik baie goed geken, hy was 'n baie saggeaarde, baie aangename mens ook, behalwe 'n reuse musikant. Ricky het verkies dat die gitaar namens hom die plaatwerk doen, en elke melodie wat hy uitvoer is 'n meesterstuk. Sy musiek is uiters geskik vir dans en luistergenot.
Sy ingebore talent en vindingrykheid om nie sy uitgebreide kennis en ondervinding as professionele musikant te vergeet nie, het hom een van Suid-Afrika se knapste instrumentaliste in sy tyd gemaak. En ook natuurlik komponis van formaat. Maar kom ons luister eers weer 'n bietjie musiek. Hier's nog 'n baie mooi, pragtige, bekende een van Rikkie, bietjie lekker vrolik, Karreebos. Ricardo Borman op die gitaar het hy vir ons gespeel, sy eie komposisie, Karreebos. Terloops, al die nommers, sover ek weet, jy kan sien, is deur Rikkie self gekomponeer. As 'n bewonderaar van kontemporêre gitaartowenaars soos Les Paul, Django Reinhardt en Andries Segovia, dis almal oorseese meesters, het Rikkie reeds vroeg in sy lewe tot die besef gekom dat daar op die gebied van gitaarmusiek met 'n eg Suid-Afrikaanse karakter 'n groot leemte bestaan. Hy moes toe noodgedwonge sy eie melodieë komponeer. Dit was vir Suid-Afrikaanse musiek 'n bedekte seën, want hy het sprankelende gitaarmusiek gekomponeer, gitaarmusiek wat met die beste ter wêreld vergelyk kan word. Sy komposisies behels 'n wye verskeidenheid treffende melodieë wat wissel van rock, kwela, boogie-woogie en strelende ballades tot Afrikaanse vastrappe, polkas en walse. En kom ons luister hierna, seker die nommertjie wat vir Rikkie op die kaart geplaas het of op die map gesit het, soos die Engelsman sal sê. Kom ons hoor hoe klink Rikkie se vertolking van sy eie treffer Umfaan.
Umfaan deur Ricardo Borman, my gas vanmiddag hier in Willies van die Boeriol. En luister na Pretoria FM, behalwe radio kan jy ook Pretoria FM op internet kry en as jy DStv satelliet het, skakel in op audiokanaal 887 en sien daar, jy kan na Pretoria FM luister. Die volgende nommertjie waarna ons geluister is nog een van Riekie se juweeltjies. Kom ons hoor hoe klink sy vertolking van sy eie werkie, Wals van Ricardo. Wals van Ricardo, uitgevoer deur die komponis homself, gitaarvirtuoos Ricardo Borman. Ons het nou net geluister en 'n bietjie gepraat oor Umfaan. Nou, Umfaan en Boemelaar is maar twee van die komposisies, daar is nog talle ander, wat deur oorseese orkeste soos die van Bert Kaempfert opgeneem is. Nou, Bert Kaempfert was natuurlik 'n baie groot musikant op sy dag. Hy was die komponis van baie bekende nommers soos Strangers in the Night, Spanish Eyes en Wonderland by Night. Ricardo Borman se musiekloopbaan as platenkunstenaar strek oor twee periodes. Die eerste as instrumentalis by EMI, 'n platemaatskappy waar hy plate met die Columbia etiket gemaak het, en tweedens die by CBS, waar tydens hy plate met die Unica en CBS etikette gemaak het. Terwyl hy by EMI was, het hy onder andere die langspelers in Ligtelym, The Guitar Sounds of Ricardo Borman en Son op oor die velde gemaak. Hy het ook as instrumentalis opgetree op die album Springbokland met die Nico Carsons orkes waarop hy Umfaan in Boerepartytjie vir die eerste keer uitgevoer het en Nico se Goue Sterre waarop hy as gaskunstenaar Rosano Garcia vertolk het. Riekie het Carsons orkes met verskeie opnames begelei. Maar tyd eers weer vir 'n stukkie musiek. Nou kom ons luister na hierdie, ek noem dit 'n vroeë oggendserenade. Riekie noem dit Babbelas.
Ricardo Borman met sy eie komposisie Babbelas. Met Rikkie se album Gitaarritmes van 1966 het hy die unieke mylpaal behaal deur die eerste kunstenaar te word om 'n suiwer Afrikaanse langspeelplaat in stereofoniese klank op te neem. Die eer om die eerste stereofoniese plaat in Suid-Afrika op te neem het natuurlik Duffy Ravenscroft te beurt geval, maar Duffy se opname was van gunsteling Engelse liedjies. Op Ricardo se langspeelplaat was daar ou gunstelinge soos Suikerbossie en Ou Kalahari en 'n paar cha-chas wat hy verwerk het, as ook van sy eie komposisies soos Kareebos, Lentevrolikheid, Ricardo Nova, Wals van Ricardo, Babbelas en Kwela Baleka, onoortreflik verwerk en aangebied deur Ricardo Borman. Kom ons luister na die volgende stukkie musiek. Almal het hom geken destyds so 30, 40 jaar terug. Kom ons luister na Odi Kolodi. Van Ricardo Borman se kortspelers was ongetwyfeld Skemeraand, Omfaan en die Grenswag sy huldeblyk aan die honderde Suid-Afrikaanse soldate wat hulle lewens in die Bosoorlog in Angola opgeoffer het. Hy het sowat 15 langspelers gemaak, onder andere plaat saam met sy vader, die gevierde konsertina-speler oom Kerry Borman, met die titel Gister en Vandag. Ricardo het sy voornaam later na die oorspronklike Duitse familienaam Ricardo met 'n C verander, hy was altyd met 'n G gespel. Ricardo kan spog met meer as 200 komposisies wat almal spreek van kwaliteit en by uitnemendheid geskik is vir die gitaar. Baie van sy nommers het kenwysies vir radioprogramme geword en hy het in 1976 vir die eerste keer sy buiging in die koffiehuiskonserte op televisie gemaak. Sy briljante gitaarspel is ook in televisieprogramme soos Saterdag jou luid gehoor. En luisteraars, ek wil op hierdie punt net vir u sê, ek werk hoofsaaklik uit 'n boek wat Dani C. Pretorius geskryf het, en ek gee hom die eer vir ten minste die helfte van die inligting wat hy vandag uit my mond uit hoor. Hoe dit ook al sê, kom ons luister na die volgende nommertjie van Rikkie, hy noem dit Boemelaar.
Ricardo Borman was 'n baie spitsvondige man. Hy het 'n verskriklike sin vir humor gehad. En hy het my eens die storie vertel. Wie van u onthou nog die naam Arnoud Malherbe? Dit was 'n bekende Afrikaanse orkesleier, ek dink so hier in die 40s, 50s en selfs vroeë 60s. Nou Arnoud Malherbe het sy eie vliegtuig gehad. Nou dan het hy baie keer die orkes met sy vliegtuig vervoer na plekke waar hulle gaan optree. Enrique het my 'n hele paar snaakse stories vertel wat Arnoud soms met die vliegtuig en die orkes daar binne in aangevang het. Hy het soos 'n akrobaat te kere gegaan soms. Hy het die orkes amper mal gehad. As hulle daar aan die ander kant kom, dan kan die maar dink waarheen het hulle gehardloop en 'n bottel se prop gekraak. Maar dit net so terloops. Die tyd het ons ingehaal, ons gaan totsiens sê, ek en Johan van Zyl, produksieregisseur, ons gesels weer met u aanstaande Saterdag oor Ricardo Borman in die program Billies van die Boerejol. Volgende week DV maak ons weer so en die programleier van Billies van die Boerejol is Theo Erasmus.